Ons gaan vanoggend saam lees uit Romeine 13 vanaf vers 1 tot 7. Dit is nie 'n lang gedeelte nie. Maar dit sê nogal baie, ek dink veral vir ons hier in Suid-Afrika vanoggend. Die opskrif daar is verpligtinge teenoor die owerhede. Elke mens moet hom onderwerp aan die owerhede wat oor hom gestel is. Daar is immers geen gesag wat nie van God kom nie. En die owerhede wat daar is daar deur die beskikking van God. Wie hom teen gesag verset, kom dus in opstand teen die ordening van God. En wie in opstand kom, sal sy verdiende straf kry. 'n Mens hoef nie vir die owerhede bang te wees as jy goed doen, maar wel as jy kwaad doen. Wil jy sonder vrees vir die owerheid lewe? Doen dan wat goed is en die owerheid sal jou prys. Want die owerheid is 'n dienaar van God wat tot jou bes wil. Maar as jy kwaad doen, het jy rede om bang te wees. Want die owerheid het nie vir nie die reg om te straf nie. Hy is immers ook hier in die dienaar van God dat hy die kwaaddoener moet straf. Daarom moet jy jou onderwerp. Nie net omdat jy vir straf bang is, maar ook omdat dit 'n gewetenssaak is. Dit is ook waarom jy belasting betaal, want die owerhede is dienaars van God en hulle is besig om hulle opdrag uit te voer. Gee dus aan almal wat hulle toekom, belasting as dit belasting is, aksyns as dit aksyns is, ontsag as dit ontsag is, eer as dit eer is. Ons lees tot sover. Geliefdes, die gemeente in Rome, vir wie Paulus geskryf het, en ja, eintlik het hy nie self hierdie geskryf, hy het dit aan Tertius gedikteer, dit wat ons in Romeine lees, maar hierdie gemeente was hoofsaaklik nie Jode wat tot bekering gekom het. So, dit was eintlik mense uit 'n heidense agtergrond. En hierdie brief is waarskynlik geskryf terwyl Paulus in Korinthe was, hier naby die einde van sy 3de sendingreis. So ongeveer in 57-58 na Christus. Nou ek moet sê, Romeine is seker een van Paulus se mees kosbaarste skrywers. En hy skryf baie sorgvuldig oor hoe ons as Christene moet lewe. Daar was altyd mense, en ek sekerlik vandag nog steeds, wat van mening was dat die koninkryk van Christus nie behoorlik tot stand kan kom en kan groei as die aardse magte, die aardse koninkryk van Christus, as hierdie aardse magte nie die koninkryk van Christus goedgesind is nie. Nou, so gaan 'n moeilike vraag, hoe gehoorsame mense heidense regering as ons Jesus Christus as koning in ons lewens het? 'n Mens kan jou indink dat dit vir die Christene in Rome nogal 'n belangrike vraag was. En ek dink dit is net so van toepassing op ons vandag hier in Suid-Afrika, is dit nie? Rome was destyds die hoofstad van 'n magtige Romeinse ryk. Politiek sou daar hoog op die agenda wees. Maar dis waar die Romeinse Senaat en die keiser was. Nou Paulus spreek nou in hierdie gedeelte wat ons vanoggend gelees het, hierdie gedeelte van Romeine, spreek hy die denke van die gemeente aan oor die gesag van die aardse owerheid. Paulus stel dit op 'n kort en kragtige manier aan die gemeente. Elke mens moet hom onderwerp. Hoor mooi, of jy nou met hierdie regering saamstem of nie, elke mens moet hom onderwerp. Hoewel die aardse owerheid nie altyd noodwendig godvreesend was, en die koninkryk van Christus goedgesind was nie, is hulle steeds deur God aangestel. Nou voor ek so 'n bietjie uitbrei op Romeine 13, wil ek begin by die 5de gebod van eer jou vader en jou moeder. Dit klink asof dit glad nie van toepassing is op die gedeelte wat ons vanoggend gelees het nie. Maar die basiese boublok van die samelewing
is die verhouding in die gesin, tussen man en vrou, tussen ouers en kinders. En vir 'n kind in die huisgesin, is dit sy eerste kennismaking met struktuur in die wêreld. En daarom moet dit eintlik glad nie vir ons vreemd wees, as die Here vir ons in sy wet al leer, hoe die orde in 'n huisgesin behoort te wees. In die 5de gebod leer God vir ons eintlik die beginsel van 'n Godgegewe gesagsstruktuur uit. Dis waar dit begin. So hoor mooi, dit begin al in ons huisgesin, in ons eie huise. Die hele idee van 'n gesagsstruktuur en hoe ons dit benader en wat ons daarmee doen. Nou, die onderwerping aan God, of die onderwerping aan 'n owerheid, is eintlik onderwerping aan God. Die opdrag wat God deur die woorde van Paulus aan die gelowiges in Romeine 13 vers 1 gee, is vir ons baie duidelik. Onderwerp jou aan die owerheid wat oor jou gestel is. Onderwerp beteken om te gehoorsaam en te eer. Dis wat dit beteken. Die Griekse woord hiervoor het eintlik 'n militêre oorsprong. En ek dink van ons manne, baie van julle was in die weermag, julle weet hoe die weermagstrukture werk. En letterlik beteken dit om die regering van iemand te sien wat 'n baie hoër rang het as jy. Hulle mag vir jou sê om wat om te doen. Dis hoe dit in die weermag gewerk het. Of jy nou met daai sergeant of majoor of wie ook al saamgestem het of nie. Die uitspraak in Romeine 13 is een van die duidelikste uitsprake wat ons in die woord kry oor ons verantwoordelikheid teenoor die regering. Want ek en jy het ook 'n verantwoordelikheid teenoor hulle. God gee aan regerings gesag. Dit is so. En daarom moet jy jou aan hulle onderwerp. Wanneer jy jou aan 'n regering onderwerp en jy besig is jy besig om jouself eintlik aan God te onderwerp. Omdat gesag en gesagstrukture van God afkom. Ek dink op hierdie punt wil 'n mens dalk eintlik vra, as jy nou Paulus se woorde lees. Nou, wat weet Paulus deur wie die Here hierdie brief geskryf het, dan nou regtig van 'n lewe onder 'n goddelose en onregverdige regering? Is dit nie 'n vraag wat in ons elkeen se harte leef nie? Hoe gehoorsaam mens 'n regering soos dit, die regering waaronder ek en jy leef elke dag? Kan ons enigstens na hierdie bevel om aan die regering gehoorsaam te wees luister? Kom ek wees vanoggend dalk blaatant eerlik. Elkeen van ons wat ons hierso sit, is moeg vir die regering. Is dit nie so nie? En of ons nou in 'n kerk sit vanoggend, dit is wat in ons harte aangaan. Ons is moeg vir die regering, ons is moeg vir die geweld in ons land, vir korrupsie, moeg vir die werkloosheid en die gevolge daarvan, moeg vir stikkende paaie en slaggate, swak dienslewering, sukkelende hospitale, mediese sorg. Moeg is eintlik dalk 'n bietjie sag gestel. En ek dink hierdie woorde vind dalk aanklank by baie van ons, meeste van ons vanoggend. Want dis hoe ons voel, of ons dit nou hardop sê of nie. En dan kom Paulus dit nie juist vir ons makliker vanoggend in Romeine 13 nie. Want dit wat hy sê, stroom nie met dit wat in my hart aangaan. Kom ek lees vir julle weer vers 1. Elke mens moet hom onderwerp aan die owerhede wat oor hom gestel is. Daar is immers geen gesag, hoor mooi, geen gesag wat nie van God kom nie. En die owerhede wat daar is daar deur die beskikking van God. Ons sal nou dalk wou sê,
Paulus se woorde geld nie. Is nie op ons van toepassing as jy 'n slegte en korrupte regering het nie. Soos ons sinne nie. Is dit waar? Kom ons kyk net so 'n bietjie, wie was die keiser toe Paulus Romeine 13 geskryf het? Of toe hy in 1 Timoteus 2 vers 1 en 2 gesê het, ons moet vir die regering bid. En wie was op die troon toe Petrus die gelowiges beveel het om die keiser te eer in 1 Petrus 2 vers 13 tot 17? Geliefdes, julle het hierdie naam al gehoor. Dit was die immorele, bloeddorstige, brutale, moordlustige en wrede keiser Nero. En tog sê Paulus dat ons aan die keiser en menslike owerhede moet onderwerp. So, dis eintlik geweldige woorde. Onderwerp jou aan die owerhede, omdat jy die Here respekteer wat hulle oor jou aangestel het. As jy weier om jou aan die regering te onderwerp, weerstand te bied en die land se wette breek, erken jy nie God se gesag in jou lewe nie. Hy is immers die soewereine koning wat presidente, ministers en allerhande ander leiers aangestel het. Maar daar's verskeie teksverse wat hieroor gaan. Ek gaan vir julle so 'n paar noem. Ons lees hier van Psalm 2 vers 1 tot 12. In verskeie plekke in Daniël 2 en Daniël 4. En dan ook Johannes 19 vers 11 en Openbaring 19 vers 16. Nou geliefdes, om dan bedrog te pleeg, te steel, om verkeersreëls te oortree, dalk 'n onwettige immigrant in diens te neem, of oneerlik te wees met die invul van jou belastingvorms, is nie net 'n oortreding van landswette nie. Dit is sonde teen God. Dink nie dit is wat ons wil hoor vanoggend nie, maar dit is wat dit is. En daarom moet ons ook die landswette gehoorsaam. En as ons dan nou verder lees in verse 3 en 4, dan gaan dit oor wat gebeur as jy dan nou nie die landswette gehoorsaam nie. Maar beteken onderdanigheid aan die regering, jy moet alles doen wat hulle sê? Dis nog 'n ander vraag, né? Iets is nie net outomaties reg, omdat die regering dit wettig nie, of dink dis reg nie. Is dit nie so nie? As gesagsdraers ons tot sonde dwing, moet ons nie aan hul wense gehoorsaam wees nie. Wanneer wetgewing teenoor God se wil staan, is ons gehoorsaamheid aan God verskuldig. Wanneer 'n owerheid hom aan sy opdrag vergryp en van die Christen vereis dat hy sy Christenskap verloon, kom die gelowige se plig tot onderwerping in gedrang. As dit wat die regering van jou verwag, indruis teen jou geloof, dan bring dit ons by 'n ander vraag. En dan geld wat Petrus aan die Joodse raad gesê het in Handelinge 5 vers 29. 'n Mens moet eerder aan God gehoorsaam wees as aan mense. Dis 'n baie spesifieke uitsondering hier. Hoor mooi. Oor die algemeen sê God vir ons, julle moet julleself onderwerp aan die gesagsstruktuur aan die regering van julle land. Maar daar is 'n baie spesifieke uitsondering wat ons hiervan lees in Handelinge 5. En ons moet dit nie ligtelik of verkeerdelik gebruik nie. Die regering is nie hulle eie gesag nie. Die regering staan verseker nie bo die wet nie, maar is onder die wet en die gesag van God. Verder lees ons in vers 5. Daarom moet jy jou onderwerp nie net omdat jy verstrafbaar is nie, maar ook omdat dit 'n gewetenssaak is. Een van die ander vertalings sê terwille van die gewete.
Nou kom Paulus terug op die voorskrif dat ons aan die owerhede gehoorsaam moet wees. Dit wat hy in vers 1 oorgeskryf het. Maar hy brei nou so 'n bietjie verder daarop uit. In vers 5 lees ons verder, waarom moet jy jou onderwerp, nie omdat jy verstrafbaar is nie, maar ook omdat dit 'n gewetenssaak is, of dan ter wille van die gewete. Paulus kom terug na die voorskrif van vers 1, dat ons aan die owerhede gehoorsaam moet wees. En nou brei hy so 'n bietjie verder daarop uit. Ons gehoorsaamheid gaan nie daaroor dat ons die owerheid vrees en daarom maar net gedwee aan die wil alles doen volgens die wet nie. Dis nie waaroor dit gaan nie. Dit gaan daaroor dat ons gehoorsaam wil wees aan die wil van God. Ons doen dit wat God van ons vra in gelowige gehoorsaamheid. Ons aanvaar dus nie net gelate ongeregtigheid, omdat ons in elk geval niks daaraan kan verander nie. Ons aanvaar dat hom mag oor ons vrywillig is, ter wille van ons gewete. Ek en jy moet steeds die wette van hierdie land gehoorsaam. Ons nou altyd daarmee saamstem of nie. Vers 6 en 7 gaan oor belasting. Dis waarom julle belasting betaal, want die owerhede is dienaars van God en hulle is besig om hulle opdrag uit te voer. Gee dus aan almal wat hulle toekom, belasting, as dit belasting is, aksyns as dit aksyns is, ontsag as dit ontsag is en eer as dit eer is. Geliefdes, hoor julle, betaal dan aan almal wat aan hulle verskuldig is. Hierdie laaste gedeelte, en spesifiek dalk die laaste vers, is eintlik die opsomming en samevatting wat ek amper sê van hierdie hele gedeelte wat ons gelees het volgende. Paulus wil kortlik saamvat waarin die pligte van die onderdane teenoor die owerhede bestaan, naamlik dat hulle die gesag van die owerhede ag en na waarde skat en daarom die belasting en die tolgeld en die wet soos wat ons toegevoegde waarde, belasting op toegevoegde waarde, al daardie goeders wat ons dit sal betaal. Maar owerhede het nie carte blanche om net te doen wat hulle wil nie. God stel perke aan aardse magte. Hulle mag nooit van gelowiges verwag om hulle geloof te verloon of dit ondergeskik aan daardie owerheid te stel nie. Maar hulle mag wel belastings van gelowiges vra en gehoorsaamheid aan die normale landswette van die land vereis. Hierdie laaste vers bevestig wat hy voorheen vir ons gesê het, dat konings en alle heersers deur ons gehoorsaam moet word. Nie omdat ons gedwing word nie, maar omdat God gehoorsaamheid van ons vra. Nou sal julle vir my vra, gehoorsaamheid aan 'n slegte regering? Rarig? Die vraag natuurlik daarmee saam is, was daar al ooit 'n regering wat net goed was? As ons terugkyk in die geskiedenis, tot in die Bybelse tyd, was daar al ooit 'n regering wat net reg gedoen het en na alle mense eweveel omgesien het? En gooi daarmee saam die omstandighede waarbinne Paulus Romeine geskryf het. As die Romeinse owerheid was ook verseker nie 'n kaartjie wat jy sonder handskoene aangepak het nie. Verseker nie. Hoe dit ook al sy, die Bybel verwag altyd gehoorsaamheid aan menslike owerhede. Gelowiges het nie die reg om sommer links of regs in opstand te kom in die owerhede van die dag nie. Selfs nie eers as hulle ongelowiges is. Paulus roep dus die gemeente in Rome op tot gehoorsaamheid aan die keiser, wat alles behalwe 'n Christen was en goed was vir die gelowiges in Rome. Geliefdes, daar was nog altyd swak regerings, swak leierskap, swaar kry onder slegte owerhede. En tog het Paulus 'n merkwaardige, positiewe ingesteldheid teenoor hierdie owerhede te midde van sy eie fisiese swaar kry.
dink weer aan die versgedeelte wat die vers wat nou genoem het in 1 Timoteus 2 vers 1 en 2. Om vir ons regering te bid. Op 'n manier bly hy steeds positief. Al het hy ook geweet dat dit 'n Romeinse gouverneur was wat Jesus ter dood veroordeel het. En ek het gewonder, hoe op aarde kry hy dit reg? En hoekom sukkel ek so om positief te bly? Dis regtig vir my 'n uitdaging. So hoor mooi, vanoggend se preek is vir myself. Was vir my 'n moeilike week. Hoe kan ek dit regkry om beter te voel of miskien anders te dink oor ons regering? En ek dink daar is kortliks 3 beginsels wat vir my uitstaan in hierdie gedeelte. En miskien help dit vir jou ook as 'n burger van die hemelse koninkryk, maar wat tog ook as 'n burger van 'n aardse koninkryk moet leef elke dag. Eerstens, God vra gehoorsaamheid op alle terreine. Die Here het gesag op aarde gesit. God het reg deur die geskiedenis van sy volk, selfs in die Ou Testament, het hy regerders aangestel oor mense. En onthou, dit was nie altyd dat hierdie koninkryke, die Israeliete, goedgesind was nie. Maar dit was nodig, want waar daar mense saam woon en saam werk en saam lewe, moet daar bepaalde reëls en wette wees, sodat mense op 'n manier vreedsaam saam kan lewe. En dit is dalk onderliggend aan Paulus se argument, dat die owerhede op gesag van God daar is. Hy sê nie dat die owerhede altyd goed is of goed regeer nie, maar 'n owerheid is afgeleide gesag van God. Die tweede een, gehoorsaamheid het 'n bepaalde volgorde. Ek en jy word eintlik daagliks daarmee gekonfronteer met hierdie vraag, hoe lyk my volgorde? Eers God, dan die keiser. Of draai ons dit nie partykeer maar 'n bietjie om terwille van ons eie gemak en eie voordeel dit anders wil te doen nie. Met ander woorde, ons gehoorsaamheid het 'n bepaalde volgorde. Petrus praat daarvan in 1 Petrus 2 vers 17. Hy skryf, vrees God, eer die keiser. Met ander woorde, eers God en dan die keiser. Dit is die volgorde van ons gehoorsaamheid. God altyd eerste. En daarom volg Christene regerings nie noodwendig slaafstaan nie. My en jou verantwoordelikheid as gelowiges is eerstens teenoor God. En dit laat ons altyd met bepaalde keuses. En dit bring my dan by die derde punt oor gewete, ons gewetens. Landburgers met 'n gewete. Vers 5 sê, daarom moet jy jou onderwerp. Nie net omdat jy verstrafbaar is nie, maar ook omdat dit 'n gewetenssaak is. Met ander woorde, jy is nie net gehoorsaam omdat jy deur 'n regering of 'n wet daartoe verplig word nie. As kind van die Here is jy gehoorsaam omdat jy eerstens en bo alles vir hom lewe. Jou volgorde is reg. Jy doen dit vir God. Omdat jou prioriteite reg is, omdat jy hom eer en God in jou lewe eerste stel, omdat dit vir jou 'n beginselsaak is om aan God verantwoordelik te wees. Ons kan verseker baie kla en baie vingers wys. Maar Christene in hierdie land, in ons kosbare land, behoort die mense te wees wat sonder die toesig van 'n regering die landswette gehoorsaam, omdat ons eerstens aan God verantwoordelik is. En ek dink soms ons is besig om ons roeping so 'n bietjie te versaak as Christene in ons land. Ons oortree landswette soos verkeerde inligting op belastingvorms byvoorbeeld, en ons oortree verkeerswette. Ons doen dit. Elkeen van ons is soms skuldig daaraan.
Geliefdes, is my en jou prioriteite reg? Ek sluit af. Miskien het jy dalk nie vanoggend gehoor wat jy graag sou wou hoor nie. Die Here het jou, elkeen van ons hier, ook aangestel om te heers en om te regeer. Nou, geliefdes, dalk nie oor 'n land, oor 'n provinsie nie, maar oor jou huis, binne jou vriendekring, daardie deeltjie waar hy jou gesit het om vir hom te lewe. En dan bly die vraag staan, hoe lyk jou regering? En so aan die einde van, ek dink 'n week se worstel met Paulus, en hoe hy dit regkry om positief te wees en vreugde ervaar ten spyte van 'n swak regering, kom die antwoord, ek dink eintlik te heel eenvoudig vir my. En my gehoorsaamheid aan God in die groot en in die klein dinge, in die elke dag se keuses vir God, daarin vind ek vrede en vreugde. Want ek doen dit vir God, nie vir mense nie. En op die ou end kom die regering nie van buite af nie. Kom van bo en van binne. Op ons beurt moet ons as gelowiges gereeld vir die owerhede bid. Ons moet vra dat hulle die nodige wysheid van God sal ontvang om ons landsburgers reg te lei. Ek en jy, ook in ons eie regering in ons huise, het 'n verantwoordelikheid om vir ons regering te bid. Geliefdes, bid ons genoeg vir almal, elke enkele een wat bo ons aangestel is.